Goeiedag liewe vriende. Dis vanaand ons laaste aand in hierdie Pinksterreeks. Vanaand is nou die onderwerp oor om diep gewortel te wees in God se liefde. As deel van hierdie hele onderwerp oor hoofse tema te vroeg vermoed verloor. Ek hoop dat jy ook vanaand sal ervaar, soos toe ek met die Here besig was in die worsteling met die woord, hoe aangrypend dit is om self in gebed te word in sy liefde. As dit die Here se wil is, sal 'n Sondag met Pinkstersondag hierdie reeks afsluit. Ek wil vir jou vra, as jy dan ook Sondag gaan inskakel by ons reeks, dis 'n nagmaaldiens, dat jy ook vir jouself sal voorberei vir Sondag. En dat jy asseblief jou eie wyntjie en broodjie gereed sal hou, sodat as ons Sondag dan die nagmaal bedien, dat jy ook vir jouself kan help met dit wat jy het. Jy kan self besluit of jy dit wil doen met 'n druiwesap of met 'n wyntjie, maar hou dit vir jouself gereed. Sondagoggend sluit ons dan af met hierdie Pinksterreeks. Maar nou mag jy die teenwoordigheid van die Here beleef, van hom wat sê, onthou ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Hy wil nie een oomblik vir jou en my in hierdie wêreld instuur om alleen vir hom te gaan lewe, vir hom te gaan werk, vir hom 'n verskil te gaan maak nie. Hy sê ek is by jou. Ek gaan saam met jou. Daarom seën vir jou, my vriend. Mag jy dit ervaar dat God se woord ryk is vanmôre om ook in jou lewe diep verandering, verdieping te mag bring. Amen. Kom ons sing 'n lied saam. Ons liedboek het 'n lied, die lied met die naam van liedboek 530, praat ek mense engele tale. Dis 'n beruiming van 1 Korintiërs 13. Kom ons sing dit. Praat ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlei, herde deur geloof versit. Of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gaves, al my ywer my nie baat. Net die liefde onbaatsigtig my oorwin met God die Vader. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is net die waarheid bly. Deur vergifnis ook verwagting kom die beste in ons bly. Al die tale profesieë, net die tyd van dit verby. Net die liefde die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Wat geloof die troos en rigting, na die doel ons ryk weer doen. Liefde is en bly die grootste liefde, sny die lewe Goed, kom ons lees saam. Ek gaan uit 2 gedeeltes veral die woord bedien, maar kom ons lees net eers Jeremia 17.
Jeremia 17, ons lees daar vanaf die 5de vers. Maar voor ons lees, kom ons buig ons hoofde en dan bid ons eers saam. Ja, as ons so ons oë toemaak, dan kan ons so mooi infokus op U. Want ons oë is gerig op U. So met ons toe oë sluit ons eintlik die wêreld rondom ons uit. En fokus ons op U. U wat op die troon is, en U wat deur die woord in stand hou. Ons bid dat U nou, wanneer ons lees, en as ons hierdie skrif deurdink, wil U self, o Here, deur U Gees, dit vir ons verryk. Ons vra dit in U naam. Amen. Jeremia 17 het hier 'n besonderse beeld van vers 5 af. So sê die Here: vervloek is die man wat op mense vertrou, wat in mense sy krag vind, maar sy hart draai van die Here weg. Hy sal wees soos 'n jeneverstruik in die Araba. Hy sal dit nie opmerk wanneer die goeie kom nie. Hy sal tuis wees op dorplekke in die woestyn, op brakgrond waar niemand woon nie. Dis die prentjie van iemand wat op mense vertrou en nie op die Here nie. Dor, leeg, eintlik vrugloos. Maar dan kom vers 7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. Wie se vertroue die Here is, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die voor. Hy merk nie eers op dat die hitte kom nie. Sy blare bly groen. In 'n jaar van droogte raak hy nie angstig nie, en hy hou nie op om vrug te dra nie. Besonder begeerlike prentjie. Dit is bykans dieselfde prentjie wat Dawid skets in Psalm 23, as hy sê, ek gaan in die huis van die Here bly. Ek gaan in sy huis woon tot in lengte van dae, want dis so spesiaal om by hom te wees. Iemand wat sy oog op die Here gefestig hou, iemand wat sy verwagting stel op hom. So iemand stel, sê Jeremia hier, is soos 'n boom wat langs die rivierstroom geplant is. Ek het my nog altyd verwonder oor bome. Van my weermag dae af het ek bewus geraak van hoe sterk wind kan wees as jy 'n tent moet opslaan en hoe die wind daai tent vat. Jy moet vashou om dit in sy plek te kry. En dan besef jy elke dag is bome blootgestel aan hierdie krag van die wind. En die krag en die suurlikheid van daai boom lê daar waar jy en ek nie kan sien nie, ondergrond. Daardie wortelstelsel wat so diep onder die grond ingaan, wat gaan soek na die water, daai wortelstelsel maak hierdie boom sterk. So 'n boom wat sy wortels diep tot by die water ingestoot het. So 'n boom voel nie hitte as dit kom nie. So 'n boom het altyd groen blare. Daar's altyd sprankel. So 'n boom sou selfs wanneer die droogte kom, hy voel dit nie, so sê Jeremia. Hy hou ook nie op om vrug te dra nie. Dis hoe spesiaal dit is om 'n intieme verhouding met Vader te hê. Dis hoe dit is om 'n lewe te hê wat in afhanklikheid van hom lewe. En so in hierdie selfde trant kom Paulus en hy skets die lewe van 'n mens wat op die Here vertrou in 'n gebed, Efesiërs hoofstuk 3.
Ek lees vir jou uit die nuwe vertaling. Ek bid dat julle na die rykdom van sy heerlikheid deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk word. Ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrondves is. Hier kom 'n nuwe prentjie. Want die wortels groei in liefde. En hierdie wortels moet diep gegrond wees. Dit moet diep gevestig wees, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kan kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte van Jesus se liefde. Ja, sê hy, om die liefde van Christus te ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat jy gevul kan word met die volheid van God. Ek het 'n baie mooi vertaling raak geloop wat ek dink die vertalings hulle noem hom die TLB. Nou dis seker die True Life Bible. May your roots go down deep into the soil of God's marvelous love. May you be able to feel and understand, as all God's children should, how long, how wide, how deep, how high His love really is. And to experience this love for yourselves, though it is so great that you will never see the end of it, or fully know or understand it. And so at last you will be filled up with God Himself. Vir my 'n baie besonderse vertaling. Mag jou wortels, die wortels van jou lewe, diep in die grond van God se liefde, sy oorstelpende liefde, daarin ingroei. Mag jy in staat wees om te voel en ook te verstaan. Dit gaan oor al twee die dinge van jou lewe, die kop en die hart. Mag jy dit beleef, hoe dat, soos alle kinders dit behoort te beleef, alle Godskinders dit behoort te beleef. Mag jy beleef hoe ondeurgrondelik diep, onnaspeurlik hoog die liefde van Christus is. Mag jy dit ervaar elke oomblik, dat jou liefde, dat jy in sy liefde ingebed is, dat jy deur sy liefde deurweek is, dat jy kan verstaan hoe hoog en diep, hoe wyd en breed die liefde van Christus is. Jou hele bestaan moet wees die liefde van God. Dis waaroor dit gaan. As Paulus ook hier oor die liefde van God wil praat en hy bid dat ek en jy in gebed is in hierdie liefde, kan hy hierdie woord diep nie weerstaan nie. Want dis hoog en diep. Dis wyd en breed. Dis asof alles in jou bestaan gevul kan wees met sy volheid, met sy liefde. Visualiseer vir jou die diepte van die wortels van jou lewensboom, wat geanker is in hierdie liefde, sodat jou lewensboom sterk staan. Al sou die stormwinde hoe waai, hierdie liefde waarin ek en jy kan groei, hou my stewig, hou my staande. Ek is in sy liefde gewortel en gegrondves, sê vers 17 van Efesiërs 3. So jou anker in die lewe is God se liefde. Al sou die storms woed, al sou virusse jou lewensgehalte en standaard verander, al sou omstandighede so word dat jy ingekrimp word, ingeperk word,
Jy kan nog steeds beleef hoe wyd en hoog en diep die liefde van Christus strek. Die liefde van Christus omring jou. Dit is soos 'n diepsee duiker. Hoe dieper hy gaan, hoe meer is dit net water waar jy kyk. Rondom jou. As jy opkyk, as jy afkyk, is net water. Hierdie liefde is die liefde waarin ek en jy moet verkeer. Mag hy, en dit is die gebed wat Paulus vir hulle bid, dis die gebed wat ek en jy vir mekaar moet bid. Mag jy in hierdie liefde gewortel en gegrondves wees. Hierdie liefde wat so wyd en hoog en diep is, dat dit jou gedagtes, jou kennis, jou insig te bowe gaan. Want dit gaan alle verstand te bowe, sê hierdie woord. Hierdie Engelse vertaling wat ons net nou gelees het, sê, you will never see the end of it, or fully understand it. So wyd sy liefde. Die liefde van God is 'n liefde wat jou gaan soek in die hole van hierdie wêreld. Dis 'n liefde wat jou optel uit die vuilste vuil. Want dis nie 'n liefde wat hom laat keer. Ek het toe ek hierdie gedagte kry, toe dink ek so aan die tyd toe my kinders klein was. Hoe reserveloos mamma hierdie kinders se doeke skoongemaak het. Vir my was dit verskriklik. Maar die liefde van God gaan haal jou ook daar in die dongas van hierdie wêreld. Hy tel jou op en hy versorg en hy maak skoon. Hy vertroetel jou, want sy liefde is onpeilbaar diep. Dis amper soos kunstenaars wat die vermoë het om uit wrakstukke hulle op te tel en so te restoreer en in mekaar te sit dat dit weer mooi lyk. Ou karre, ou horlosies, ou meubels, om dit te restoreer dat dit weer nuut is. Hierdie liefde van God is veel meer as dit. Dit tel stikkende lewens op. Dit gaan haal jou uit die hole van hierdie wêreld. Liewe vriende, ons gaan vandag verbaas wees eendag om te sien wie gaan saam met ons in die hemel wees. Want ons liefde is so beperk. Ons liefde het soveel grense, dat ons nie vir ons so maklik sal vereensel. Ek het gesien al, hoe dat Christus se liefde mense se lewens verander, om ander te omhels, vir wie jy eerder sou wou vermy. Kan 'n mens werklik dan so diep indaal in sy liefde? So diep, dat jou wortel so diep gewortel en gegrondves is, dat alles rondom jou net sy liefde is. Is dit werklik moontlik dat ook ek, hoe stikkend ek ook al was, my vuil lewe opgetel word, versorg word, waardeer word, gekoester word? Dis hoe Vader vir jou en my liefhet. Dis hoe hy hierdie wêreld liefhet. So lief het hy hierdie wêreld gehad, dat hy sy seun uit die hemel uitstuur, meer rustige omgewing van groen weivelde en waters waar is, kan jy jouself nie indink, as die hemel nie. Maar so lief het hy jou gehad, van daar af het hy sy seun gestuur. Romeine skets dit, Paulus dit nogal op 'n baie besondere manier. Romeine hoofstuk 5. Hoor bietjie daar vanaf vers 6. Toe ons nog magteloos was,
het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Ek en jy was nie so wonderlik dat hy vir jou en my onmiddellik met die eerste oogopslag op jou en my verlief geraak het nie. Ons was stikkend. Vers 7 sê, 'n mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon, jy sal selfs nie maklik vir 'n goeie mens jou lewe gee nie. Maar, al sou 'n mens dit nog dalk die moed hê om vir so 'n goeie mens te sterf, sê vers 7. God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons sterf toe ons nog sondaars was. Ek en jy hoef nie eers 'n goeie blaadjie om te slaan. Eers ons lewe bietjie reg te ruk en te poleer, voordat ek en jy vir God aanvaarbaar word nie. So lief het hy jou gehad, dat Jesus sy lewe vir jou kom gee het, toe jy nog 'n sondaar was. Ja, sy liefde is groot. Johannes 4 sê dit so baie duidelik in vers 16, ek dink 2 maal word dit herhaal, ook in vers 8 staan daar, God is liefde. Nêrens anders in die Bybel staan daar nie, net in hierdie hoofstuk van 1 Johannes hoofstuk 4. God is liefde. En dit is nodig dat ek en jy so in sy groot liefde sal indaal, so verdiep in sy liefde, want dit is nie in die eerste plek jou besonderheid, jou uniekheid, jou skoonheid, jou charisma, wat vir God gesog is nie. Vir mense ja, dis hoe mense se liefde werk, maar vir God nee. Mense kan jou lief hê oor jou besonderheid, maar nie God nie. God het jou lief omdat hy is wie hy is. Jy kan nie God se liefde beïnvloed nie. Jy kan nie hom prikkel om 'n bietjie meer na jou te kyk nie. Hy, die almagtige, die alwetende, die alomteenwoordige, hy is liefde. So ek en jy kan nie sy liefde affekteer nie. As jou aksies sy liefde kan affekteer, sodat dit vervlou omdat jy vir hom nou so teleurstellend is, so dom, dan is dit nie God se liefde nie. Dan is hy ook maar net 'n mens. Want dit is hoe mense liefde werk. Het jy nie ook vandag die behoefte aan so 'n liefde nie? Dat hy vir jou kom roep en dat jy hoor hy klop aan die deur van jou lewe. So 'n fontein van liefde wat nooit opdroog nie. Dis hoe lief hy jou het. En jy sal dit gaan vind by Golgotha. Daar waar Jesus aan die kruis vasgespijker is, waar hy ly en gemartel word. Nie omdat hy self dit verdien het nie, maar omdat jy eintlik daar behoort vasgekruisig te word. Omdat jy so geoordeel moes word. Jy kan dit vind aan hierdie houtkruis, want jy sien, hy sê, geen groter liefde het enige iemand as dit nie, as dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En hy kom demonstreer wie is sy vriende. Stikkende mense, verworpe mense. So lief het hy ook vir jou en my. En daarom kom aanvaar vandag sy uitnodiging. In Johannes 15 vers 9 sê dit so mooi, bly in my liefde. Gewortel en gegrondves in sy liefde. En kyk, as jy in iets bly, dan leef jy daar.
Om in Christus se liefde bly, is om sy liefde jou woonplek te maak. Dis nie 'n hotelletjie waarin ek net vir 'n dag of 2 oorbly nie. Dis nie 'n gastehuis waarin ek gaan oorbly vir 'n rukkie nie. Dis nie 'n staanplek waar ek kampeer net vir 'n rukkie en die wonderlike van die natuur belewe nie. Jy rus by hom, jy eet by hom, jy skuil by hom as die storms woed. Want in Johannes 4 vers 18 sê ook, die liefde dryf die vrees uit. Daar's nie meer vrees nie. Om in hierdie woning tuis te raak, vat tyd, my liewe vriend. Want as jy in 'n nuwe woonplek kom, kan jy in die nag opstaan en verdwaal en teen 'n ding vasloop, want jy ken nie die plek nie. Maar om in God se liefde te woon en tuis te raak, vra ook jou oorgawe van tyd tot tyd tot tyd. Hierdie Pinksterreeks het vir my so baie beteken dat ek in die tye wat ek werk aan hierdie tekste ook so bewus geword het van sy grootheid en sy liefde. Dat selfs wanneer ek in die bed gaan lê, dan maal dit die heeltyd in my. Dit vra baie, dit vra tyd, want ek en jy kom uit 'n stikkende omgewing. Kom uit 'n stikkende agtergrond. Maar raak tuis ook in sy liefde. Raak in gebed en deurweek met sy liefde. En dan sal jy ook soos Psalm 23 sê, ek wil in die huis van die Here woon tot 'n lengte van dae. Amen. Kom ons bid weer. God is liefde, so juig ook my hart. En U het my gesoek en my gevind. U het ons opgetel en U het ons renoveer. U het ons kom nuut maak. Pinkster beteken vir ons 'n nuwe gees, 'n nuwe lewe. Want U, Here, het ons laat weer gebore word en 'n nuwe gees gegee. En hierdie gees se einde van liefde ken 'n mens nie. Ja, U het vir ons kom inspuit, kom deurdrink met U liefde. Dankie, Here. En ons wil ons koppe optel en ons wil ons lewe totaal aan U oorgee. Dankie, Here. Amen. Kom ons sing daai lied. God is liefde, juig ons harte. Ons liedboek is in liedboek 334, maar die woorde is op die skerm. En sing dit voluit ook saam met my. God is liefde, juig ons harte en bedank wat liefde doen, dat Hy ons sy Seun gestuur het om ons sonde te vergewe.
my liewe vriend, ontvang die seën van die Here. Gaan leef in hom, deur hom en tot hom. Genade, die genade van Jesus. Liefde, die onuitspreeklike, onophoudelike liefde van Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met jou almal. Amen.